laasweek met module 5 D begin, as ons eerste lesing op D gewees. Ons gaan vandag die tweede lesing toe en julle kan onthou, ons kyk nou na die motief van die hart, of die Here kyk na die motief van die hart. En laasweek was dit liefdadigheid sonder valsheid, en toe sê hy maar net, dit gaan maar oor die motief. As jy wil ietsie doen om deur mense gesien te word, en trompet voor jou blaas, volgens die woord, dan het jou loon klaar weg. As jou loon is of as jou motief is om dit te doen, om eer van mense te kry, dan het jy. Maar as jou motief is om God te behaag, dan sal God jou verhoog. So, alles gaan oor die motief van die hart, en hier is ons by lesing 2, en ons gaan kyk na gebede sonder valsheid. Dis Matteus 6 vers 5 tot 8 met die volgende gedeelte. In die vorige lesing het ons Jesus se voorskrifte met betrekking tot liefdadigheid behandel. Ons het gesien dat ons God alleen kan behaag as die motief van ons hart suiwer is. God sal geen offer as welgevalle aanneem as ons dinge vir hom en ook teenoor ander mense doen wat selfgesentreerd is nie. Hieruit leer ons dat God al die motiewe van ons hart ken. Ons kan God nooit bedrieg nie. As ons motiewe vals is, sal niks wat ons doen God behaag nie. Net so vind ons in Matteus 6 vers 5 tot 8 die ware en valse motiewe omtrent gebed. En in die kerkwêreld is daar twee sieninge oor die invloed van gebed. So kom ons kyk 'n bietjie. Die Calvinistiese siening beklemtoon God se soewereiniteit en sê dat God sal werk ongeag of mense bid of nie. Hulle sê dat gebed die proses is waar jy jouself instel met God se wil en hy in elk geval wat hy in elk geval gaan deurvoer. Die tweede siening glo dat God se planne met betrekking tot ons hoofsaaklik deurgevoer sal word op grond van ons gebede. As ons nie bid nie, sal God se plan vir ons nooit deurgevoer word nie. So dis nou die twee sieninge met betrekking tot gebed. So die een klompie sê, basically of jy nou bid of nie bid nie, God se wil gaan geskied. En die ander groep sê, jy moet bid om God se wil oor jou lewe deur te voer. As jy hoor wat ek sê. Alright. Wat het jy doen kalwe? Calviniste. Ja. Ja, die Calviniste het 'n siening, ek Dis van Johannes Calvin, was hy Johannes Calvin? Ek dink so. Dit was sy van, ja. Dis van daar, ja. Dis Maar hulle het 'n ding van, ek sê doodseker nie, of hulle die eenmaal gered, altyd gered siening het. So, want alles is genade. So as jy kom tot redding en daarna kan jy maar aangaan, dan Hoe is soos 'n geloof? Nee. is 'n Christelike geloof. Ja. Okay. Dit is waar die protestantse geloof eintlik ons maar begin het. Ja. Ek is nie toe by die Dis is daar van op sigself nie. Luther Ja. se kerkreëls en die Johannes Calvin, hulle was almal daai ouens wat Toe die protestante weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk. Okay. En dis die begin van die protestantse So, en dis die ander ding, so sê, ek het nie al in die geskiedenis van die kerk, ek gaan gewoonlik maar net met die woord toe, maar ek weet baie van hierdie sieninge, hulle het weggebreek, en toe ons weer weggebreek, en weer weggebreek, en so het hulle maar aangekark, so, maar hierso oor gebed is hier nou hierdie twee sieninge, so, met ander woorde, aan die een kant word gesê dat gebed die aksie is waar ons onsself in ooreenstemming bring met God se wil vir ons lewe, wat hy reeds vooraf bepaal het. Aan die ander kant is gebed die aksie waar ons God vra om te doen wat hy nie sou gedoen het tensy ons gebid het nie.
So uit die Bybel blyk dit dat albei sieninge korrek, albei stellings korrek is. Die Bybel verklaar onopwonde die absolute soewereiniteit van God, wat alles weet en alles kan doen en alles vooraf bepaal het. Net so verklaar die Bybel ook onopwonde dat sy kinders hom binne die konteks van sy soewereiniteit moet nader deur gebed met betrekking tot begeleiding, voorsiening, beskerming, genade, vergifnis en alle ander behoeftes. Daar word nie van ons verwag om te verduidelik hoe gebed werk. Ons ook hoef ons nie die diepte van die werking daarvan te verstaan. Al wat God van ons verwag is om hom gehoorsaam te wees ten opsigte van die beginsels van gebed. Die eerste beginsel met betrekking tot gebed wat Jesus aanspreek, handel oor die motief van ons hart. In Matteus 6 vers 5 tot 8 ontbloot Jesus die motiewe van skynheiligheid in die skrifgeleerdes en fariseërs se gebedslewe ten opsigte van twee fasette. Wie is die toehoorders van ons gebed en hoe lyk die inhoud van ons gebed? So, daar gaan ons nou 'n bietjie kyk na dit. So, wanneer ons bid, kyk ons wie is daar, die luister wat ons bid, en dan, wanneer daar spesifieke mense is, het ons ewe skielik 'n ander inhoud op ons gebed. Want waaroor gaan nou 'n motief, en ons gaan nou dit begin lees. Wil jy hê iemand moet hoor hoe jy bid? Of wil jy hê jou hart moet onverdeeld op God gerig wees wanneer jy bid? Right. So kom ons kyk wat sê vers 5 van Matteus 6. Verklaar Jesus, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Met ander woorde, die skynheiliges. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, na die motief, om deur mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. So dadelik sien jy weer, dis die selfe storie. Wat is die motief om deur mense gesien te word? Right. William Barclay lig 6 foute uit wat die Jode met betrekking tot gebed gemaak het. Hulle het gebed 'n ritueel gemaak. Hierdie gebede het bestaan uit vooraf bepaalde woorde wat voorgelees is of gememoriseer en opgesê is as roetine gebede, sonder dat baie aandag gegee word aan wat gesê word. Hierdie vooraf opgestelde gebede staan bekend as die Shema, wat hoofsaaklik bestaan het uit Deuteronomium 6 vers 4, wat sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. 'n ander reeks gebede was die Shemonei Esrei, as ek dit reg uitspreek, wat uit 18 verskillende gebede bestaan. Barclay leer dat beide die Shema en die Shemonei Esra daagliks opgesê moes word. Toegewyde Jode het dus op die vooraf vasgestelde gebedstye, ongeag waar hulle was of waarmee hulle besig was, oorgegaan in gebed. Hulle het alles waarmee hulle besig was net so laat staan om te bid as die tyd aangebreek het. Dit het gewoonlik 3 keer per dag plaasgevind, en wat meegebring het dat die fariseërs en die skrifgeleerdes 3 geleenthede per dag tot hulle beskikking gehad het om hulle vroomheid voor die mense te bewys. Right, punt 2. Hulle het vooraf opgestelde gebede gehad
vir feitelik elke geleentheid. Hulle het gebede gehad vir lig, donkerte, reën, nuwe maan, goeie nuus en vele ander wanneer hulle gereis het ensovoorts. En met hierdie gebede het hulle gepoog om elke area van die lewe in God se teenwoordigheid te bring, wat seker 'n rein gedagte was, maar omdat dit 'n vormgebed geword het, het dit by God geen betekenis gehad nie. Die derde punt. Hulle het gebed beperk tot slegs spesifieke tye wat vooraf bepaal was. Dit is belangrik om te verstaan dat vooraf opgestelde tye, net soos in die geval van vooraf opgestelde woorde, die effektiwiteit van gebed kan beperk. Hulle het die effektiwiteit en die heiligheid van gebed direk in verband gebring met die tyd, met ander woorde die lengte van die gebed. Lang gebede is nie noodwendig verkeerd nie, maar lang openbare gebed om deur mense gesien te word is verkeerd. Hulle het uiteindelike herhaling van woorde gebruik. So hierdie praktyk was die indirekte beïnvloeding van heidense aanbidding. Ons sien in 1 Konings 18, 26 en 29, hoe die Baal-profete feitelik die hele dag dieselfde ding oor en oor uitgeroep het. En hulle het die bil wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak. En die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat geantwoord het nie, en geen opmerksaamheid nie. So hier sien ons hoe die Baal-aanbidders uur na uur dieselfde woorde bid, in die hoop dat hulle geraas en baie woorde hulle God sou behaag. In teenstelling met die optrede sien ons hoe Elia in 1 Konings 18, 36 en 37 gebid het. Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. So, eindelike herhaling van woorde, punt nommer 6. Hulle het gebid om deur mense gehoor en raak gesien te word. Hierdie gesindheid is volgens Jesus die grootste probleem met betrekking tot hulle gebed. Jesus konsentreer meer spesifiek op hierdie probleem, omdat die motief agter hierdie aksies op sigself boos is. Die Fariseërs wou deur mense raak gesien word as gevolg van selfverheffing en trots, en hierdeur steel hulle die heerlikheid wat aan God alleen toekom. Jesaja 42 vers 8 sê, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 5, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie. So gebed wat op die self gerig is op sigself verkeerd, omdat alle gebed op God gerig moet wees. God moet die middelpunt van ons gebede wees. In die vorige lering het ons gesien dat die woord geveinsde hypocriet beteken, wat ek meen skynheilig is, wat beteken, en dit is afgelei van die woord theater of actor. Dit beteken letterlik to pretend. So dit dui op iemand wat 'n rolspel speel.
Die Engelse verklaring beskryf dit as volg. Pretenders are people who play a role. What they say and do does not represent what they themselves feel or believe, but only the image they hope to create. Alright. So dis presies wat hulle doen. Hulle gee voor, hulle wys hierdie beeld, maar dis nie werklik wat hulle binneste aangaan. Net so het die Fariseërs opgetree wanneer hulle gebid het. Die motief in hulle harte was om deur mense raak gesien te word. Psalm 44 vers 22 sê, sou God dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die hart. En Jeremia 17:10 verklaar verder, ek die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. So, die motief van jou hart kan jy nie vir die Here wegsneem. So, selfs met gebed, al lyk dit rein, al lyk dit so mooi, al lyk dit so goed, en al klink dit wonderlik, en jou motief is verkeerd, gaan die Here dit weet. Jy gaan dalk die mense rondom jou flous, maar jy gaan nie God flous. Alright. Iemand het eendag gesê, the greatest danger to religion is the old self. Is that the old self simply becomes religious. Met ander woorde, godsdienst. Om godsdienst te beoefen. So jy lyk soos 'n Christen en jy doen alles wat 'n Christen doen, maar jou hart is nie daar. Alright. God stel nie belang in godsdienstigheid nie. In Johannes 4:23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Godsdienstigheid en vormgodsdienst bring ons nie nader aan God nie. Jesus lig hierdie probleem in gebed uit, omdat hy weet dat Satan alles in sy vermoë sal probeer om tussen ons en God te kom wanneer ons bid. Tydens Jesus se versoeking volg hy dieselfde taktiek. Hy rig sy versoekinge op die fisiese behoeftes van Jesus in die hoop dat Jesus sy oë van God af sal afhaal. Hy versoek Jesus primêr ten opsigte van 3 dinge. Eerste die fisiese behoefte van brood, daarna selfverheffing, spring hier af, en daarna die grootsheid van die lewe toe hy hom al die koninkryke wys. As ons nie waak nie, sal Satan ons fokus verdraai wat op God gerig moet wees, sodat dit selfgesentreerd raak. In Jesus se lewe vind ons dat sy gebedstoewyding gedurende die versoekingstyd in die woestyn, as ook direk voor sy kruisiging, die mees intense was. Tog was dit die tyd waar Satan sy versoekinge die velste teen Jesus gerig het. Iemand het eendag gesê, sin will follow us into the very presence of God. Right. En wanneer die motief van ons harte nie reg is nie, sal hy in sy versoeking slaag. In Matteus 6 vers 5b staan, want hulle, dit verwys aan die Fariseërs, hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die straat te staan en te bid. En dis die rede en die motief,
om deur mense gesien te word. Hier sien ons dat hulle plek in die openbaar inneem waar hulle die sigbaarste vir ander mense is, met ander woorde vir die toehoorders. Waarna hulle gesoek het, was beslis nie God nie, maar mense om deur hulle geëer en geprys te word. Right. Die sinagoge was die plek waar korporatiewe gebed plaasgevind het en gevolglik was daar gewoonlik baie mense teenwoordig. Die straathoeke waarna Jesus hier verwys is die Plateia, wat verwys na a wide major street, and therefore a major street corner where a crowd was most likely to be. Ons moet onthou dat ons gesê het dat die Jode voorafgestelde tye vir gebed gehad het en dat hulle gedurende hierdie tye alles net so gelos het om te bid, ongeag waar hulle was of waarmee hulle besig was. So het die Fariseërs dan doelbewus gesorg dat hulle gedurende hierdie tyd op die besigste plekke was, sodat mense hulle kon sien en prys. Right, in vers 5c sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle het hulle loon weg. Uit Jesus se woorde is dit duidelik, dat God geen behaag het in vormgebede nie, as ook gebede waar hy nie die sentrum is nie, dan nie die middelpunt. In vers 6 verklaar hy verder, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hier sê Jesus dat ons God se toehoorder, dat ons God ons toehoorder moet maak. Jesus verwerp hier openbare gebed nie. Hy verwerp nie openbare gebed nie, maar hy sê dat ons God in verborgenheid moet soek. Die woord binnekamer wys letterlik op 'n plek waar jy in afsondering is. Die basiese definisie vir gebed is communion with God. Jesus sê dat ons daagliks 'n plek moet vind waar ons alleen met God kan verkeer, weg van alles en almal af, sodat ons sy stem kan hoor en sy hart kan verstaan. Soos hulle gesê, dit verwys nie dat openbare gebed is 'n issue. Dit was nooit die issue nie. Jy kan in die openbaar bid, jy moet in die openbaar kan bid. En jy moet nie skaam wees om in die openbaar te bid. Maar die fokus is, jy kan nie in die openbaar gaan bid sodat mense moet sien hoe mooi bid jy nie. Want ek weet dat jou motief verkeerd. So wanneer jy in die openbaar bid, sal dit wees om God te verheerlik, sodat die fokus altyd die Here moet wees. As jy bid, veral in die openbaar, gee jy altyd lof en eer aan God. Dis die fokus. Maar dan verder wat hy hierso sê, hoekom sê jy binnekamer? Want dis alleen tyd wat jy met God spandeer. Daar's nie ander mense wat jou aandag aftrek. Daar's niemand anders nie, ek weet, dis net jy en God. So dit dui op 'n meer intieme tyd, wat jy met hom spandeer en met hom gesels, wat hy weer met jou kan gesels, so wat jy dalk nie in die openbaar gaan kry. Die woorde, wanneer jy bid, impliseer gereeld. Dit wys na 'n verpligting. Ek glo dat Jesus ons aanmoedig om alleen tyd met God deur te bring, sodat ons nie in die versoeking val om deur mense raak gesien te word nie. Met die woorde, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Beweer Jesus nie dat God nie gesamentlike gebed beantwoord nie,
maar eerder dat God die gedagtes van ons hart ken, selfs nog voordat ons smeekinge en versoeking geuiter het. Alright. So as ons bid om deur mense gesien te word, sal ons die beloning van die wêreld ontvang. Maar as ons bid om deur God gesien te word, sal ons God se beloning ontvang. Dit bring ons by die vraag, hoe moet die inhoud van ons gebed lyk? Ek dink as ons dit nie mis het nie, het ons aan die einde van module 2 dink ek, het ons mos daai gebed deurgewerk. Onthou julle? En ek dink aan die einde van die boekie is ons gebed, en ek dink ons het ons Vader gebid. Ja. Alright, julle kan onthou. Alright. So kom ons kyk wat sê hy hierso. Punt nommer 1, dit moet nie 'n ydelle herhaling van woorde wees nie. So dit help nie jy bid dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor, en dan dink jy as jy dit 100 keer oor gesê het, die Here gaan nou luister. Julle hoor wat ek sê. Want hy sê daar in vers 7, en as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Die woorde van ons gebed staan nie in verband met tyd nie, maar aan die gesindheid van ons hart. Dit is interessant dat baie gelowe hierdie presiese praktyk toepas deur 'n string krale te gebruik om deur hul heilige skrifte te bid. Moslems bid deur 'n string krale, hulle krale. Die boeddiste, hulle gebruik kralietjies. Die Rooms-Katolieke Kerk, hulle noem hulle krale rosary. So Jesus sê dat God nie belangstel in gebede waar ons min of selfs geen gedagte gee aan wat ons bid of tot wie ons bid nie. Hier moet ons weer eens verstaan dat Jesus ons nie verbied om 'n gebed te herhaal nie, maar hy fokus op ondeurdagte rituele wat as gebede bekend staan. So, weer eens 'n fyn lyn. Dit sê nie jy kan nie 'n gebed herhaal nie, maar dit gaan oor 'n ritueel. As jy, want mense wat 'n ritueel vorm, hulle vang hom op so 'n ritme. Want hulle so 'n woordjie wat hulle elke 5 minute sê of 'n rympie. En dan dink hulle as ons 'n klop keer gesê, dan word die gebed nou 'n uur lank, maar eintlik is hy net 5 minute, maar hulle herhaal hom net heel. Alright, so dis 'n ritueel. God stel nie belang in dit. Alright, punt nommer 2. God wil hê ons moet in opregtheid bid. In vers 8, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Ons hoef nie God te probeer oortuig van wat ons nodig het nie. Hy weet dit, maar hy wil nie teenstaande hê ons moet hom vra. Hiermee bewys ons afhanklikheid van hom. Dit is duidelik dat God met ons wil praat. Om reg te bid is om met 'n hart te bid wat aan God oorgegee is. En wanneer ons bid, sal God die opregtheid van ons gebed seën met sy oorvloedige voorsiening. Dr. John MacArthur skryf in een van sy boeke, "If our requests are sincere, but not according to his will, he will answer in a way better than what we want or expect."
Dus, self al stem ons versoek nie ooreen met God se wil nie, sal hy nogtans sorg dat sy antwoord op ons gebed tot ons bestwil sal wees. Right. So, dit is oor gebed. En weer eens die hoofdoel wat hy hierso probeer sê, is die motief van jou hart wanneer jy bid. En dit is ook tweeledig, want baie mense lees hierdie en as die teenoorstelle opbaar, dan voel hulle wil nie voor mense bid. Hulle wil net in 'n privaat in hulle binnekamer bid. En dit is ook nie heeltemal wat hy sê. Hy sê nie jy mag nie in die openbaar bid. Hy verwys na die motief van jou hart. Want as jy nie vrymoedigheid het om voor mense te bid, dan hoe gaan jy vrymoedigheid hê om iemand van die Here te vertel? Jy praat nie met daai mense nie, al staan hulle daar. As jy bid, bid jy vir die Here, al bid jy voor mense. So moet nooit bang wees om voor mense te bid. Hierdie skrif sê nie, jy mag nie voor mense bid. Hy sê net, as jy motief is, sodat daai mense moet hoor hoe mooi bid jy, want jy het hierdie kwaai rympie gebed uitgewerk. En dit klink so verskriklik mooi. Dit klink so 'n voordrag vir 'n A++. Here sê jy stel nie belang in dit. Maar as jy net rou motief uit jou hart uit bid, wat jy voel en wat jy vir die Here wil sê, dis 100% van. En dan sê hy ook, spandeer tyd in afsondering. Want baie keer moet jy die geraas van die lewe bietjie wegkry en alleen tyd met